volgende deel is jou repeterende getalle. Dit is nie iets wat gereeld voorkom nie, maar ek gaan baie ontsteld wees as hulle dit wel vir julle gee en julle weet nie hoe om hierdie te doen nie. Op universiteit gaan jy ook weer baie met dit werk. So, kom ons gaan kyk gou hierson, hè. Hulle sê vir my repeterende getalle. So julle het in graad 8 en 9 gewerk met repeterende getalle. Ons weet as daai albei 'n kolletjie bo-op het, is albei repeterend, okay? So dan vra hulle gewoonlik vir jou, okay, gaan skryf dit vir my as 'n desimaal of 'n breek en in sigma notasie. So in die opsomming het ek sommer vir julle albei gedoen in geval hulle vir julle dit weerskante toe vra. So ons kan hierdie gaan skryf, die 0,14 repeterend. Ek gaan hom eers as 'n desimaal skryf, né? Jy gaan skryf hom. Eintlik wat dit is 0,14 plus, né? Imagine gou jy sit hom hulle so onder mekaar. 0014 plus 0,000014 plus 0,00000014. Kan julle sien wanneer julle hierdie gaan optel, né? Dan kry ek 'n 0, hier gaan 'n 1 wees. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4 en dan gaan dit so aangaan. So dit is wat die repetering eintlik vir ons is. So al wat jy gaan doen, is nou gaan skryf ons net hierdie langs mekaar. So dit sê vir my 0,14, so plus 0,0014 plus 0,000014 plus. En dan gaan dit so aangaan. Okay. Nou gaan skryf ons hierdie as 'n breek. So 0,14 repeterend. Dieselfde, ons kan gaan sê dit is 'n 14 op 100. Jy kan sien hier's 2 desimale, daarom is daar 2 nulle. Plus 14 op, ek het my 100, maar daar moet nou nog 2 desimale bykom. Plus 14 bo op my 2 desimale, nog 2 nulle, nog 2 nulle, plus. En dan gaan dit so aangaan. Okay, die volgende voorbeeld is wanneer daar 3 getalletjies is. Okay, nou wat ons gaan doen, vir as ons hierna gaan kyk, né? Met die desimaal of die breek, het maak regtig nie saak nie. Hulle sê nou vir my, okay, kom ek gaan skryf hom in sigma notasie. Onthou julle, sigma beteken eintlik maar net som van. So die som van, dan weet ek al klaar, ek gaan my SN formule moet gebruik. Okay, so kom ons gaan kyk gou eers dan, hè. Wanneer ek gaan werk vir my sigma, en jy moet hierdie weet met my repeterende getalle, dit som tot oneindig. Jy moet hierdie weet. Dit gaan oneindig, want jy gaan die hele tyd 0,1414141414 tot oneindig. Hy gaan nooit ophou nie. So die oomblik wat jy werk met jou repeterende getalle, dan dink jy som tot oneindig. En ons weet dat ons het 'n formule vir som tot oneindig. Dis A bo op 1 minus R. Okay. So, nou moet ons gaan eers die som van tot oneindig gaan uitwerk. Ons weet wat is die waarde van A, ons kan hom gaan kyk, voilà. So ek weet my waarde vir A, ek gaan hom sommer hier aan die kant doen, is 'n 0,14. My 1 chill daar uit, en dan my R, my ratio, sê ek term 2 bo op term 1. Of ek gaan sê, daai ene gedeel deur daai ene, okay? Dan gaan ek my R kry as 'n 0,01. Check daai in jou calculator in, en dan kry jy maar net weer 0,141414, dis eintlik maar wat dit is. Okay, so, nou wat ons gaan doen, as jy dit in sigma moet skryf, jy hoef nie hierdie te doen nie, dit hang af hoe hulle dit vir die vraag vra, ek wys dit net vir julle, as hulle net gevra het, bereken tot in sigma notasie, ek gaan nou vir julle wys hoe ons sigma notasie doen, maar ek wil net vir julle wys waar ek al daai goedjies kry. Okay, jy het ten minste vir A en vir R nodig. So wanneer ons met sigma gaan werk, okay, daar is my sigma. Sigma beteken mos nou die som van, en dan moet ek my reeltjie gaan skryf, my TN, onthou, dat hulle my TN kom ons daar, okay? TN, ons weet hierdie is mos meetkundig, ons het hom net gesê, hy het 'n A en hy het 'n R, en hy gaan tot by oneindig, en dis net meetkundig wat kan gaan tot by oneindig. So dit sê vir my, hierdie kant moet ek my meetkundige TN gaan sit, wat vir my sê TN is A maal met R, tot die mag n minus 1.
So kom ons gaan skryf hom neer. My waarde vir A het ons as 'n 0,14. My waarde vir R is 0,01 tot die mag n minus 1. Dit is nie baie moeilik nie. Dan wat ons gaan doen, ons begin om hierso van waar n 1 is. Behalwe as hulle vir jou sê, spesifiek begin jy by die derde of die vierde term, dit gebeur nie sommer wat jy dit in sigma moet sit, wat hulle dit vir jou gee nie, maar ons begin om net waar n 1 is. Ons begin by die eerste term, ons begin ons by die 0,14, dis waar ons begin. En dan gaan ons tot by oneindig, want ons weet, repeterend is som tot oneindig. En as jy nou wil fancy wees, dan kan ek gaan sê, en ons weet, dit is gelyk aan 0,14 repeterend. En dit is hoe mens hom in sigma gaan skryf. Daar is die antwoord. Ok, right, volgende. Hierdie een is 'n bietjie 'n moeiliker enetjie. Ons gaan afsluit met hierdie een en daarna is 'n klomp lekker vraestelvoorbeelde wat ons kan gaan doen. So die eerste ding, kyk gou hierso. Hier sê hulle vir my 4,125. So dit is belangrik om te weet, hierdie sê 4,125, 125, 125 en dan gaan dit so aan. Ok, so wanneer jy met jou repeterende getalle werk, dit gaan oor die repeterende gedeelte. So hierdie 4 is so eintlik 'n bietjie apart. Ok, so ek gaan hom, jy werk so hom, jy los hom so af in uitsondering. My 4 chill daar uit, né? Dan sê ons 4 plus, kom ons werk gou net met die desimale. Dis 0,125 plus 0, en oordat ek moet plek maar vir 3 desimale, gaan daar nou 3 nulle wees. 0,125 plus 0, die eerste 3 nulle, die tweede 3 nulle, en dan 125 plus, en dan gaan dit so aan. Ok, so kan julle sien, die 4 is heeltemal apart. Daar is hy. Nou is hy as 'n desimaal geskryf. Kom ons skryf hom as 'n breek. Dis basies presies dieselfde. My 4 chill daar uit. So ons gaan sit my 125, hierdie keer sit ons hom op 1000, plus 125 bo op my 3 nulle, nog 3 nulle, plus 125 my 3 nulle, nog 3 nulle, nog 3 nulle, plus. En dit is hoe my repetering werk. Ok, so as jy hom nou in som tot in sigma notasie moet gaan skryf, kom ons begin. Vir sigma, ek weet mos al klaar sigma beteken som van. So daar is my sigma. Ek weet ons gaan begin by term 1. Ok, so ons weet ons begin by n is gelyk aan 1. Onthou jy werk met die patroon. Die 4 is nie deel van die patroon nie. Ek gaan nou vir julle wys waar die 4 inkom. So ons begin by 1 en ons gaan tot by oneindig, want dit is 'n repetering. Sien julle, dit is maar baie dieselfde as die vorige voorbeeld ook. So mens kan regtig leer om goed te doen in wiskunde. Nou wat my TN aanbetref, kom ons gaan kyk gou. Ons weet dis repeterend. Dit is ook konvergerend, maar ons weet dis repeterend en dan weet ek hy het 'n A en 'n R. Ek weet dis meetkundig. Ok, hy het 'n A en 'n R. Repeterend is altyd jou meetkundig. Ok, so dan gebruik ons weer die reël van Tn is gelyk aan A maal met R tot die mag n minus 1. Ok, so my waarde vir A het ek as 'n 0,125. My waarde vir R het ek gaan uitwerk en dan kry ek hom as 'n 0,001. Jy het mos net gaan sê term 2 gedeel deur term 1 of term 3 gedeel deur term 2. En dan tot die mag n minus 1. En ons weet, wanneer jy dit in jou calculator gaan intik, dan gaan jy op hierdie stadium net 0,125, 125, 'n klomp repeterende getalle kry. Maar dis nie wat ek wil hê nie, alright? Ons is nog nie klaar nie, want wat van my 4? Ons het nou op hierdie stadium, hierdie gedeelte, het ons baie mooi in sigma notasie geskryf. En ons het gesê, weet jy wat? Ons los die 4 nog net eers apart. So al wat jy doen om hom klaar te maak, voilà. Ek sê 4 plus die som van hierdie patroon wat gaan van 1 tot by oneindig. En dan al wat jy gaan doen, maak dit seker om jy skryf hierdie so, dat jy mooi reg is met dit. Daar is my antwoord. So 4
ons vat hom in 'n highlight gehou, so die 4 plus hierdie som van daai patroon is dan mos nou gelyk aan die 4,125, 125, 125. En daar is hy in sigma notasie geskryf, so dis regtig nie so bad nie. Jy moet weet om hom in 'n desimaal te skryf, jy moet weet hoe om hom in 'n breek te skryf, en dan moet jy net weet hoe om vir A en vir R te kry. Alright, so in die vraestelvoorbeelde gaan ons aansienlike moeiliker voorbeelde doen, so as jy jou teorie tot hier onder die knie het, go vir die nuwe werk. Alright, let's go.